Vader, ons kom buig voor U en ons kom erken dat U alleen is God. Daar is niemand soos U nie. Ons het nou net gesing, Here, I am to worship. Ons buig voor U, ons aanbid U. Ons wil graag hoor wat U vir ons wil sê. So Vader, ons kom vra nou dat U ons gedagtes sal wegvat. Ons weet, hier is mos maar ons sondige natuur wat nou gaan werk, om nie te fokus op U woord nie, en op te fokus wat ek sê, wat U vir my voorgegee het, maar help vir ons daarmee, om ons sondige natuur nou weg te skuif, en toe te laat dat die Heilige Gees met ons sal praat. Dankie vir U woord. Dit is so kragtig, dit is so veranderend, dit is so vernuwend. Help vir ons asseblief daarmee. Seën vir ons nou as ons na U woord gaan luister in Jesus se naam. Amen. So ek gaan vir julle 'n stukkie lees uit Lukas 20 uit. Op een van daardie dae toe Jesus by die tempel besig was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes saam met die familiehoofde nader gestaan en hom vir ons gevra. Is ek op 'n verkeerde plek nou? Sorry. Waar is ek nou? Julle nou 'n nuwe stukkie gekry. Nou moet ek my hele preek verander. Ek lees maar, waar is ek nou? Ek moet eintlik by vers 19 lees. Okay, so dit was eintlik die agtergrond. Kom ek sê gou vir julle die agtergrond. Ek het nou vir julle gelees. Hulle sê op een van die dae, dit was 'n paar dae voordat Jesus dood is. Soos daai laaste week nadat hy die intog gehad het met die donkie en almal gesing het haleluja, haleluja, en hy uiteindelik daar begin het om die mense te leer, is die laaste week. So in daai laaste week, soos daai tyd, hulle sê daai tyd het die skrifgeleerdes gedink, maar hoe gaan ons hierdie ou uitvang? En dis eintlik waar vanoggend oor gaan. Ekskuus daarvoor. Die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. Daarom wou hulle hom sommer daar en dan gevange neem, maar hulle was bang vir die volk. Hulle het hulle kans afgewag en toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voordoen om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek, sodat hulle hom aan die owerheidsgesag of van die gouverneur kan uitlewer. Hulle vra hom toe, meneer, ons weet dat u in die prediking onderrig regsinnig is en u let nie op die aansien van persone nie. U is getrou in die waarheid en so maak u die wil van God bekend. Is dit dan reg dat ons aan die keiser belasting moet betaal of is dit nie? Maar Jesus het hulle slim streek gestuur en vir hulle gesê, nou wys vir my 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop? En hulle antwoord die keiser se. En toe sê hy vir hulle, nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Hulle kon dit nie reg kry om hom voor die volk vas te trek of op iets wat hy gesê het nie. En verwonderd oor sy antwoord het hulle maar stil gebly. So ons praat vanoggend 'n bietjie oor wysheid. So die wysheid van Jesus is 'n voorbeeld vir ons waarna ons kan kyk. Dis waaroor ons vandag gaan praat. Nou, die agtergrond net weer, ons is besig met hierdie reeks en ons het gehoor, ek het gesê, ons kan eintlik die reeks waarmee ons besig was, wat ons gesê het, kom ons wees prakties soos Jesus, kan ons eintlik maar net noem, so maak mens. En Jesus het ons geleer sover, so maak 'n mens as jy bid. Jy gaan na jou Vader toe en dan wys hy vir ons hoe bid jy vir jou Vader. Hy het gesê, so maak jy as jy deernis het, as jy om jou kyk en jy sien hierdie mense, dat jy deernis vir hulle. En jy dien hulle. Jesus het gewys hoe dien 'n mens. En laasweek het hy gesê, hoe volg jy? Hoe loop jy agter hom aan? Hoe volg jy wanneer jy sê ek volg hom en jy is ernstig daarmee, het ons laasweek gehoor, dan verloon jy jouself. Jy dra jou kruis, jy loop agter Jesus aan. Nou praat ons 'n bietjie oor wysheid. En as mense dink oor wysheid, dan is daar 'n verskil ons nou tussen wysheid en kennis. Ons leef in 'n tyd wat ek dink ons die meeste kennis het van alles. Jy druk 'n knoppie en dan is jy onmiddellik kan jy sien wat in die wêreld aangaan. As jy so op jou Facebook bietjie kyk en of jy op social media en jy blaai so deur dit, dan sien jy nie net die nuus nie, jy sien almal wat jy ken. Wat het hulle gister aangetrek? Daar het hulle ietsie geëet. Of dis waar hulle nou alweer was. So die inligting is net so beskikbaar, net met 'n klik van 'n knoppie of 'n swipe van 'n skerm. Dan weet jy presies wat al jou pelle gedoen het gister.
Want dis alles al klaar beskikbaar, so ons het hierdie ongelooflike kennis en inligting. Maar daar's 'n verskil tussen kennis en inligting. En ek het 'n praktiese definisie, wat ek dink jou sal help, as ons sê, wat is kennis? So kennis is, julle sal dit onthou, né? Nee, nog nie daai nie. Kennis is, om te weet dat 'n tamatie 'n vrug is. Het jy dit geweet? Wysheid is om dit nie in 'n vrugteslaai te sit nie. Dis dit. As jy dit verstaan, dan weet jy wat kennis en wysheid is. Want kennis gee vir ons sekere goed, wat inligting is, wat goeie inligting kan wees. Maar die wysheid is, hoe gebruik 'n mens die wysheid? En dis by Jesus wat ons dit gaan kry. Hy gee vir ons wysheid, en hy werk met ons met goddelike wysheid. En ons sê mos nou, ons wil in Jesus se voorbeeld volg. Hy is ons voorbeeld, dan kom ons kyk na sy wysheid. Nou, sy eie broer, Jakobus, skryf oor wysheid die volgende. Dis allereers sonder bybedoelings. Hoor hoe lyk wysheid? Verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. En dis die wysheid wat Jesus vir ons wil leer. Dwars deur die Bybel, dwars deur die Nuwe Testament. As jy met Jesus te doen kry, dan noem ek dit, hy het eintlik 'n upside down wêreld begin gee. Maar sy upside down wêreld, sê hy, ons het dit laasweek gehoor, as jy jou lewe wil behou, moet jy dit verloor. In sy wêreld sê hy vir mense, maar geseënd is jy as jy arm van gees is. Hy sê, as jy sagmoedig is, wat teen die wêreld se beginsel is 'n upside down beginsel, kom sê hy, sal jy die wêreld beerwe. Hy sê, jy moet jou vyande lief hê. Hy sê, as jy groot wil wees, moet jy dien. Hy sê, as jy geseënd wil wees, moet jy gee. Dis totaal anderster as wat hierdie wêreld dink. Die skrifgeleerdes het 'n ander wêreld geskep. Die skrifgeleerdes het gesê, jy moet al hierdie wette nakom, en as jy dit nagekom het, gaan jy in elk geval nie daarby uitkom nie. Dis wat die skrifgeleerdes geleer het. Jesus kom sê, hoor, ek wil julle kom leer van hoe lyk my wêreld. En dis 'n ongelooflike beginsel. As ons daai wysheid kan snap, dat Jesus het dit omgedraai. Nou ons weet, as julle nog gaan lees, en julle ken seker die geskiedenis, dat Jesus se wysheid kom van kind af al. En julle onthou toe hy weggeraak het, julle geweet dat Jesus het weggeraak. Vir 3 dae. Ja, sy weg. En toe kry hulle hom in die tempel, en hoor wat sê hulle, almal wat hom gehoor het, hy was 12 jaar oud, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. En dan ken julle nou die beginsel, dan ken julle die werk van Jesus. Hy was eers 'n timmerman gewees, hy het sy pa gehelp as 'n skrynwerker, hy het houtgoed gebou, dakkappe ingesit en rame ingesit. Hulle het 'n besigheid gehad. Miskien het daar 'n dingetjie buite gehang, Joseph shop, of wat ook al, Joseph se werkswinkel. En daar het Jesus gewerk. En toe begin hy sy bediening. En toe hy sy bediening begin, toe is die mense verstom oor dit. Hoor wat sê hulle. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, Nasaret. En hy het die mense in hulle sinagoge geleer, sodat hulle verstom was en gesê het, maar waar kry hy hierdie wysheid vandaan? En die vermoë om die kragtige dade te doen. Is hy dan nie die timmerman se seun nie? So dis met hierdie wysheid wat Jesus geleef het, en dis waar ons nou aansluit vanoggend. Ek het nou gesê, dit was die laaste oomblikke van Jesus se lewe. Dis een of ander dag, net voordat hy dood is, stroom die mense na hom toe, en nou wil hy hulle leer met wysheid. En nou, ek gaan net weer die gedeelte so stadig met julle deurwerk. En nou kom hierdie mense, en daar's mense wat sê, maar ons moet hierdie man stop. Want kyk hoe stroom die mense na hom toe. Daar's duisende mense wat agter hom aankom, en hulle doen nie, hy het hierdie upside down beginsel, en ons hou nie daarvan nie, want ons wil in beheer wees, en dan besluit hulle gaan hom uitvang. Dit is so ongelooflik om te lees, dat ons amper ons eie tyd hoor, hoe mense skelm of is om mense uit te vang, of om mense
te na te kom. Kom ons lees dit gou weer. Hy sê die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle gesin speel het. Dit is die gelykenis wat hy vertel het. Maar daarom wou hulle hom sommer daarin dan gevangene neem. Maar hulle was bang vir die volk, want hulle is bang. Hier sit duisende mense en nou moet hulle skielik vir Jesus kom arresteer vir wat? Die volk gaan in opstand kom. So hulle het hulle kans afgewag. En toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voordoen om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek sodat hulle hom aan die owerheid kan oorhandig. Nou ek het toe ek my voorbereiding lees, toe ek dit nou lees, toe dink ek dis nou 'n slim set van baie dom mense. Dis eintlik maar stupid. Maar kom ons lees wat doen hulle toe. Hulle sê toe vir meneer, ons weet dat u prediking en onderrig regsinnig is. Met ander woorde, u preek die regte goed. U let nie op die aansien van mense en jy is nie bang om vir mense in hulle gesig te sê wat die waarheid is nie. En dis alles beginsels wat ek wil hê ons moet leer vandag. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil bekend van God. So is dit reg om aan die keiser belasting betaal of is dit nie? So hier is 'n vraag. Hier is die vraag waarmee hy sit. En die agtergrond van die vraag is, hulle is onder die Romeinse regering en hulle haat die Romeinse regering. Hulle sien die Romeinse regering as 'n juk op hulle. En nou kom hulle met hierdie vraag en daar staan duisende mense voor Jesus. Nou moet hy antwoord en hulle weet, as hy sou sê, wel jy moet jou belasting betaal, jy moet ondergeskik wees aan die keiser, dan kon hulle vir die volk sê, sien jy hulle, hy staan vir Rome en hy staan vir die Romeine, so dan kon 'n klomp mense weggegaan het van hom. As hy sou sê, man, julle moenie julle belasting betaal nie, dan kon hulle die gouverneur gaan kry het, en as die gouverneur kan nog gesê het, hier's 'n ou wat sê dat ons moenie die belasting betaal nie, kom ons arresteer hom, want hy het hierdie 3000 mense wat om hom staan, of duisende mense om hom staan, hy is besig om hulle op te sweep. So dis 'n baie slim vraag. En dan die manier hoe Jesus het antwoord, is eintlik die geheim vir ons van wysheid. Want die wysheid kom daardeur. Hy sê, maar Jesus het hulle slimstreek gesien, en vir hulle gesê, wys vir my 'n muntstuk, wie se kop en naam is daarop? En hulle antwoord die keiser se. Hier is die eerste wysheid wat ons leer. As mense met jou praat, sê net maar oor die evangelie, of oor enigiets anderste wat vir jou belangrik is, Jesus antwoord met 'n vraag. Hy reageer nie op wat hulle sê nie, hy antwoord met 'n vraag, en hierdie vraag wat hy hier gevra het, was 'n ongelooflike slim vraag, want eintlik sit hy hulle dadelik op die spot, want hy sê vir hulle, so wie se geld het jy in jou sak? En as jy sou sê, maar ek het die Romeine se geld in my sak, boem, dan voor al die mense wys jy dubbele standaarde, want een kant kom sê jy, maar ek wil nie vir die belasting betaal nie, maar aan die ander kant het ek die keiser se geld in my sak, om te kan koop wat ek wil koop. So die keiser se beeld was op hierdie geld gewees, en dit was keiser Tiberius Caesarea, en dis hoe die geldstuk gelyk het. En daar het opgestaan, dat keiser Caesarea is die seun van God, want hulle het gesê, Augustus, die keiser voor hom, was 'n God, en hy sê, ek is die seun van God, teenoor Jesus, wat sê, ek is die seun van God. So hier kom hierdie ou, en hy sê vir hulle, hoor, as jy hierdie muntstuk in jou sak het, wys my die muntstuk. En as hy daar die muntstuk uithaal, dan sê hy vir hulle, nou ja, vers 25, nou gee dan aan die keiser, wat aan die keiser behoort, en gee aan God, wat aan God behoort. Hier is die volgende beginsel wat hy wil hê ons moet leer. Hier is 'n kernwaarheid wat ons elkeen moet hoor. Eerstens sê Jesus, hoorie, die regering van die dag is ondergeskik in elk geval aan God. Romeine 13 sê dit baie mooi. So elke regering wat jy onderstaan, die landsregering, jou baas by die werk, elke iemand wat gesag bo jou het, kry sy gesag van God af. En hy sê, as 'n Christen of as 'n kind van God, reageer jy volgens die wette, jy hou die wette. Dit is 'n belangrike beginsel, en daarom as jy met belasting betaal belasting. As jy moet stadig ry, dan ry jy stadig, want dis wat die wet sê. Wees 'n wetsgehoorsame burger, as 'n kind van God. Dis die eerste beginsel. Die tweede beginsel wat hy ons leer, hy sê vir hom, eintlik sê hy vir hom, wie se beeld is op jou? Dis die tweede beginsel.
Want hy sê, gee vir God wat God sin is. Dis asof hy sê, die keiser se beeld is op die geld, so gee die keiser wat hom toekom, en onthou as jy belasting moet betaal, nou 'n tip van my kant af, gee hom wat hom toekom, nie wat hy vra nie, né? Gee hom wat hom toekom, dis wat hy sê, maar gee vir God wat hom toekom. Dis die tweede beginsel, dat God sê, my beeld is eintlik op jou gedruk. So as jy na jouself kyk, en jy sit in die spieël en kyk, dan sien jy eintlik die beeld van God. So gee vir God wat hom toekom. Want God is jou God, en hy verdien dit, dat jy vir hom gee, van jouself. Dis jou prioriteite, jou fokus is op God. Wat maak ons nou, as die regering van die dag in botsing kom met God? Wat is die keuse dan? So dit werk so vir my. As die regering sou kom en sê, gee vir my God sin, dan staan ek op en sê, ek kan nie. Ja, ek gaan nie my God se goed vir jou gee nie. Ek gaan nie prys gee dat ek 'n Christen is nie. As jy my moet doodmaak, dan moet jy my maar doodmaak. Dan gaan ek ongehoorsaam wees, maar as die regering kom en sê, jy mag nie meer God se goed doen nie, dan is daar 'n keuse wat ons moet maak, te sê, nou staan ek op vir die Here, en ek is bereid om te sterf, of my werk te verloor, of wat ook al, want ek kan nie staan vir wat teen God is nie. As dit gebeur, dit is nog nie by ons so nie, maar is baie lande so. China sien jy nou op die oomblik hoe 'n kerk aan die brand steek weer, in hierdie week weer 'n kerk gebrand, klomp ouens gearresteer, dood eenvoudig omdat hulle staan vir wat hulle glo. So daar is 'n tyd wanneer jy sal kom en sê, die regering vra nou goed wat teen God se beleid is, en dan sal hy in opstand kom. Maar dis nêrens hoor ek dat die woord vir ons sê ons moet plakate hê en ons moet in die dorp gaan rondloop en gaan betoog teen wat ook al nie. Dis nêrens dit nie. Hy sê wees gehoorsaam in die regering, wees gehoorsaam aan God, en as daar 'n botsing kom, dan wees jy gehoorsaam aan God. Nou die ongelooflike wysheid van Jesus het hierdie volgende resultaat. Hoor wat gebeur. Hulle kon dit nie reg kry om hom voor die volk vas te trek nie, op iets wat hy gesê het nie, en hulle was verwonderd oor sy antwoord, en was stil gebly. Dis die ongelooflike van God se wysheid. So wat nou vir ons? Hoe leef ons prakties? Die eerste ding wat ek wil hê jy moet hoor, dat die bron van wysheid is Jesus. Jy gaan nêrens anderster wysheid kry. Jy gaan klomp kennis kry. Jy gaan klomp inligting kan hê. Jy kan vandag die slimste mens wees op die aarde. Maar as jy nie daai wysheid kry by die bron nie, by Jesus nie, is dit dom. En ons het gesien wat maak dom mense. So Jesaja skryf vooruit. Hy praat vooruit oor Jesus. 600 jaar, 700 jaar voor Jesus sê hy, die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Vooraf sê Jesaja al, die man wat gaan kom, die persoon wat gaan kom, 'n gees van wysheid sal op hom wees. Ons lees in Kolossense oor hierdie wysheid, hy sê die geheimenis is Christus, en in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. So jy kan vandag meegesleer word deur die wêreldse kennis. Jy kan mense volg en sê hierdie ou is so slim, ek wil agter hom aanloop, ek wil doen wat hy sê, maar jou menslike wysheid gaan uiteindelik nie vir jou help nie. Goddelike wysheid kom help ons. Hoor wat sê Jakobus, en dis die praktiese ding. As een van julle wysheid kort kom, en hier is die praktiese ding, moet jy dit van God bid. En hy sal dit vir jou gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud, sonder vereis. Dis die praktiese ding wat jou môre gaan help, en in die week gaan help, wanneer jy moet besluite neem, wanneer mense goed aan jou doen, wanneer jy voel, maar hier wil ek nou reageer, uit my eie uit, dan weet jy, maar my bron van wysheid is by God, ek gaan dit vra. So die eerste praktiese ding waarmee ek wil hê, jy moet huis toe gaan, is dit. Dink voor jy praat. En dis wat Jesus gedoen het. Hy vra 'n vraag.
En as jy 'n vraag vra, het jy 'n bietjie tyd om te antwoord. Want ons leef ons in hierdie tyd, as jy 'n boodskap kry van iemand en jy hou nie daarvan nie, wat maak jy? Jy tik, 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 tik. Boem, stuur jy hom terug. Want dis is ons werk. Ons reageer onmiddellik. En die Here leer vir ons, wow, vra eens 'n vraag. Wees rustig. Moenie dadelik antwoord nie. Jy kan vir iemand sê wat jou dalk wil vastrek of enigiets doen. Ek sê, ek gaan nou oor dink. Ek sê nie nou antwoord nie, ek gaan bid. Jy hoef nie dadelik te antwoord nie. Maak soos ek maak, as ek 'n e-pos skryf van iemand wat vir my iets lelik sê, dan skryf ek vir hom dadelik met 'n vieslike attitude. Alles wat ek vir hom wil sê. En dan delete ek dit. Dan is dit uit my stelsel uit. Ek het nie vir hom gestuur nie. Klaar gedelete. Gelukkig is daar nie baie sulke e-posse nie. Maar die hele ding wat die Here ons wil leer, moenie jy reageer nie. Want hoor die woord reageer. Reaksie. Dis nie my eie aksie nie. Ek maak 'n aksie as gevolg van iemand se aksie. En Jesus kom en hy sê, hoor, jy kan dit sê, ek verander die onderwerp. Kom ons praat gou oor die geld in jou sak. Heeltemal 'n ander onderwerp. Want jy hoef nie te reageer nie. Reageer is, jy beheer my, ek praat as gevolg van wat jy sê. Terwyl 'n nuwe aksie, so jy kan dit sê, pla my nie, ek gaan jou 'n ander vraag vra. Dink voor jy praat. Sal dit help as ek dit sê? Dink voor jy praat. Want dis wat Jesus ons leer. Die tweede ding wat hy vir ons leer, is kies God se pad. Want ons leef in 'n wêreld, en ek weet nie of julle daarmee gekonfronteer word so baie nie, maar in die algemeen leef hierdie wêreld wat sê, ek wil jou kom voorskryf, vat nou byvoorbeeld sukses. Jaag sukses, en ek sê nie ons moenie suksesvol wees nie, maar jaag sukses, al kos dit wat, al moet jy jou integriteit 'n bietjie prys gee, al moet jy so 'n bietjie hierso draai, en hier so 'n bietjie jok. Ons leef in 'n wêreld wat sê, jy moet eerder gewild wees, as eerlik. Het jy al geprobeer eerlik wees, en dan sien jy ongewild raak jy by die werk, of tussen jou vriende, of veral tussen jou familie, as jy die waarheid praat. En ons leef in 'n wêreld wat sê, ja, maar moenie so hard wees, of moenie so reguit wees nie, wees liefdevol, en ons moet. Maar bedoelende, ons mag nie oor sonde praat, en ons mag iets praat wat verkeerd is nie. Dis die wêreld se beginsel. Jesus se beginsel is, natuurlik kan jy suksesvol wees, maar jy kan nooit jou integriteit laat gaan nie. Natuurlik moet jy waarheid praat, maar doen dit met liefde. Natuurlik moet jy eerlik wees teenoor mense. Maar kies God se pad, loop saam met hom. As jy vandag in een of ander konflik sit met iemand wat dalk vir jou kwaad gemaak het, kies die pad van wysheid om te sê, ek gaan dink voor ek praat, maar ek sal saam met God die pad loop. Die derde ding, die praktiese ding is, dan sê hy, gee aan God wat aan God behoort. Gee aan die keiser wat hy keiser sin is, en gee vir God wat vir God sin is. En ek het nou daaroor gesê, die beeld van God is op jou ingedruk, op jou vasgedruk. Genesis 1:27 sê, jy is na die beeld van God gemaak. Jy is sy beeld. Daar's niemand anders, daar's geen wese in hierdie hele wêreld wat die beeld van God dra nie. Die slimste dier, maak nie saak nie, die sterre wat so mooi is, niks dra die beeld van God nie, net jy. En daarom sê hy, vra ek van jou, alles, jou energie, jou loyaliteit, jou tyd, jou geld, dit wat jy het, behoort aan God. Nie net vir Sondag nie, nie net vir kerktyd wanneer ons by mekaar is nie, maar behoort altyd aan God. So die vraag wat ek wil hê, jy moet 'n bietjie oor dink, en ek vra nie hierdie vraag om jou skuldig te laat voel nie, maar om jou vry te maak. Want Jesus sê, Matteus 6:33, dan sê hy, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en alles sal vir jou gegee. Nou gaan ek die vraag vra. Die vraag is, wat sien mense, wat na jou kyk, oor wat jy gee? Nie geld net nie, maar wat jy gee, in hierdie wêreld. Sien hulle, dat jou prioriteit is iets anderster as God? Miskien, en ek sê weer, ek sê dit nie dat jy met skuldig voel nie, want ons hoor hier wat staan, soek allereers die koninkryk van God, maar miskien sien hulle, maar jou geld en jou energie en jou tyd gaan in movies kyk, of sport, of
aard, of wat ook al dit vir jou belangrik is, jou loopbaan, jou huis, al hierdie goed, as mense na jou kyk, wat sien hulle? Sien hulle dat die stempel van God is op jou gedruk, en hy is jou nommer 1. Gee aan God wat aan hom toe kom. Soek allereers die koninkryk van God, en hy sal vir jou alles wat jy soek byvoeg. Die vierde ding is, reageer met goddelike wysheid. Ek kom terug na daai reaksie toe. Hulle probeer vir Jesus uitvang, hulle wil hom arresteer, hulle wil hê, hy moet 'n verkeerde ding sê. Dan sê hy kalm, praat kalm met hulle, hy reageer nie. So ek weet nie, toe ek daaroor dink ek maar oor mense wat ek ken. Miskien is daar iemand wat vanoggend hier sit en luister, wat by jou werk, word jy ondermyn, of mense smeer jou swart, of miskien sit jy met familietwis, mense wat nie glo soos wat jy glo nie, mense wat nie dink soos wat jy dink nie, miskien is daar 'n argument oor Kersfees, mens weet nie, of baie keer hoor ek net hoe kinders by skole deur ander kinders afgetrek word, en ouers, julle by die skole, wat by die skole werk, hoe hulle optree teenoor julle as onderwysers en daar by die skool, of miskien word jy net geboelie, miskien word jou kind geboelie. Die antwoord is, hoe reageer ons op sulke goed? En dis die beeld wat hy wil hê ons moet hê. Hoor wat sê Spreuke, 'n sagte antwoord. Die Here is so wys, nee, 'n sagte antwoord, laat die woede bedaar. Laat die woede ontvlam. Sagte antwoord, laat die woede bedaar. 'n krenkende woord, laat die woede ontvlam. Die woord van wyse manne maak kennis iets begeerliks. Dwaase mense sê net dwaase dinge. Dis asof Jesus vir jou wil sê, en vir my wil sê, hoor ek wil julle help in hierdie wêreld. Want ek weet in hierdie wêreld is daar tydkeer wat jy wil bitsigheid met bitsigheid beantwoord. As mense bitter is, of wil jy met bitterheid antwoord. Partykeer wil jy net dood eenvoudig mense terugkry vir wat hulle aan jou gedoen het. En hy kom sê, weet jy wat? Die manier hoe jy werk, is 'n sagte antwoord. Sê nie, jy moenie antwoord nie. Sê nie, jy moenie optree nie. Sê nie, jy moenie wegloop nie. Jy kan baie keer wegloop. Baie keer kan jy net sê, speak to the hand, dan loop jy. Maar baie keer moet jy antwoord. Sagte antwoord. Soos dit wat jy sê vir my. Antwoord hom sag. Die decibels. Ek weet nie wat is die decibels so hoogte wat dit mag gaan nie, maar dit mag nie baie hoër gaan as normaal nie. Kan ek 1 pitch opgaan dalk. Maar nee, hou maar daar op die level wat goed is. Sagte antwoord. En dan, die laaste een wat ek vandag wil sê, leer om na God te luister. Wysheid kom nie van self nie. Goddelike wysheid is nie iets wat jy op die rak gaan koop nie. So ek soek daar 'n bietjie goddelike wysheid nie. Gee vir my nie. Dis iets wat gebeur wanneer jy saam met God 'n pad loop. Dis 'n daaglikse roetine wat jy skep, waar ek by God gaan sit en met hom praat oor my lewe en praat oor my wysheid wat ek nodig het. Want elkeen van julle het elke dag 'n wysheid van God nodig. So luister na wat God sê en omring jou met mense wat soos God dink. Hoor wat sê Spreuke. Wie met wyse mense omgang, kry selfwysheid. Wie hom met dwaase mense ophou, word self sleg. Ons het mekaar nodig. Jy het my nodig en ek het jou nodig. En as ons saam sit soos ons vanoggend hier saam dink oor God se woord, dan is ons saam 'n eenheid wat sê, maar ons kies om met goddelike wysheid te leef. Totaal upside down, teen die wêreld in. Dit wat die wêreld verwag ons sou optree, is 'n ander optrede. Dit is waar jy die aandag sal kry. Hoekom is dit so? Omdat ek vir God kies. Omdat ek kies God om God se wysheid te volg. Julle het al seker toetse geskryf. As jou kind 'n toets moet skryf, wie van julle bid daarvoor? Dis wat ons wil leer. Bid vir wysheid. As dit toets, wie van julle die Engelse toets moet skryf om hiernatoe te kom? Niemand nie.
En wat het jy gedoen voor jy die toets geskryf het? Jy het gebid. Jy bid vir wysheid. Jy wil wysheid hê. Nou kom die woord en hy sê hier, terug na wat ons nou net gesê het, elke mens moet maar gewillig wees om te luister. Nie te gou om te praat nie. Nie te gou om kwaad te word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle self. So ek sien 'n groei hierso. Elke keer as jy met wysheid geantwoord het, gaan dit volgende keer makliker wees. Jy gaan elke keer as jy sê, wow, ek het nie, en ek weet, baie keer word ons kwaad, maar ek het reg gekry, gaan dit volgende keer maklik word. So die boodskap wat ek het, is dat die wysheid is beskikbaar. Hoor dit vanoggend, goddelike wysheid is beskikbaar. Dit is beskikbaar, want die Heilige Gees woon in jou. As jy kind van God is, hoef jy nie op 'n ver plek te gaan soek na God nie. Ergens sal God wees nie. Hy woon in jou. Die Heilige Gees woon in jou. Jy het die skrif. Jy het klaar die bron van wysheid. Ons het mekaar, ons het die liggaam van Christus. Jy kan my kontak, of ander mense kontak, sê, Here, jy moet my help, asseblief, ek moet in wysheid hy antwoord. Ek weet nie wat om te sê nie. Ons het mekaar. So die vraag is, nie wat ons moet vra, is wysheid beskikbaar nie. Die vraag is, sal ek daarvoor vra? Die vraag wat jy moet vra is, sal ek baie keer wag? Want dis ons probleem. Sal ek gaan toepas wat God gesê het? Hier is 'n klomp praktiese toepassings vandag. En miskien gaan jy dit vergeet, maar bel my, dat ek gaan luister weer na die preek, dat jy dit sal onthou. Hier is praktiese toepassings, maar gaan pas dit toe. Dis wat hy vir ons leer. So, dis beskikbaar, dis nie 'n geheim nie. Al wat ons moet doen, en dis wat ek nou gesê het, ons moet vra vir wysheid. Hy sê, as jy wysheid kort kom, bid. As jy toets gaan skryf, bid jy. As jy môre 'n toets by die werk moet skryf, deur iemand wat bitter is, of kwaai is met jou, of lelik is met jou, of wat jy weet gaan weer sleg wees, is 'n toets. En bid jy vir die toets. Sê, Here, gee my wysheid. En as jy die toets geslaag het, dan weet jy, ek kan volgende keer dit weer doen. Ek sluit af net dit te sê, die wêreld het 'n klomp slim mense. Skort nie nog slim mense nie. Skort wyse mense. En dis wat God ons kon gee. So kom ons bid daarvoor. Jesus het op 'n stadium net vir ons so 'n praktiese manier kom leer, net deur vir mense wat u wil uitvang, het hy vir ons kom leer, of mense wat u wil sleg gesê het, wat u wil arresteer, het hy ons kom leer wat wysheid is. En wysheid is net dood eenvoudig om na u te luister, om u te volg, om saam met u die pad te loop, om te dink voor ons praat, om te kies om saam met u die pad te loop, om te gee, om onsself te gee, nie net ons geld te gee nie, maar onsself te gee aan u, want ons moet aan u gee wat u toekom, en u kom toe alle eer, alle lof, alle aanbidding, want u beeld is op ons gestempel. So help vir my, help vir ons elkeen, om aan u te gee wat u geregtig is op. U is geregtig op ons lewe, wat u ons kom red. U het ons nie net gemaak nie, ons is dubbeltiesin. U het ons kom koop en gemaak. En daarom, Here, verwag u van ons, gee. Maar help ons om te reageer met goddelike wysheid. En leer my en leer ons om te luister na wat u sê. En nie net te doen wat ons wil nie. Want Here, ons moet in hierdie wêreld kan wys. U upside down wêreld. Wat heeltemal anders as die wêreld is. En so het u die wêreld oorwin, en so het u gepreek, en so was u wysheid. Help ons asseblief daarmee. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.